Man, dit is altyd lekker om saam met Gian Groen te kuier en hy is weer hier om te gesels hierdie keer oor 'n splinter nuwe enkelsnit is Sondag. Goeiemôre. Goeiemôre, so lekker om weer te kuier. Hoorie, ons het nou saam met jou gekuier, saam met Jan Blom, saam met die 50ers. Nou as jy hier op jou eie, hoe was 2025 vir jou? 'n baie besige jaar en ek is dankbaar daaroor. Ja. Maar mens sien dit nie kom jy dink op 50 is jy swaalf oor die muur. Ja, Dinge begin dan eers lekker. Ja, alles het begin op 50 vir my, so dis wonderlik. Dit was omtrent 'n besige jaar. Ja. Kry jy ooit tyd om net so 'n bietjie af te skaal en te rus? Ek hoop om dit na vandag te doen. Okay. Net so vir 2 dae en ek my foon afskakel en Ja. so Awesome skep. sien julle maandag. Okay. Maar vandag is 'n baie groot dag vir jou ook, want daar, as ek dit nie mis het nie, jou restaurant in Grabouw launch vandag. Yes, dit is 'n bestaande plek, dis 'n function venue, as ek dit nou so kan noem. Waarby ek al 'n hele paar jaar betrokke is, 'n behoort aan 'n vriend van my. Ja? Wat besluit het nee, hy het nou genoeg gehad en hy het dit nou aan my in my hande oorgelaat. Vir die laaste 12 jaar doen ons elke jaar 'n butiekfees daar met die naam Picnic on the Lawn. Die plek se naam is Bodemloos Kombuis. Ja. En vanaand is hy vir die eerste keer in my hande oop vir die publiek en ja, ek en Jake Gunn gaan optree vanaand. So ek moet nog Kaap toe vlieg en dan vir die mense gaan musiek maak. Nog En dan gaan ons werk op- die hele dag, ja. Wel, ek werk al vir die laaste 6 weke non-stop aan Bodemloos en aan ook dan nou aan Sondag se uitreiking Jo. vir vandag. So 'n groot dag vir my. En asof 2025 nie genoeg is nie, sien ek jy adverteer nou al klaar vir 2026 vir shows die einde Januarie. Ja, nee, dit is ook by Bodemloos kom by. So ek julle moet maar 'n bietjie vir my kom kuier. Ons nou draai moet kom Ja, op. julle sal moet, ja. Hoe is dit 'n bietjie oor jy het as 'n laaitie, jou ma was 'n orgelis geweest. Sy het gehou van orgel. Ja, my ma het orgel gespeel. Het sy vir kerk gespeel? Want kyk, tannies wat orgeliste speel meestal vir die kerk. Nee, my ma is daai tipe orgelis nie. Dis meer rock and roll. Ja, my ma, weet, dit is my ma se groot ding was orgel speel. My pa is 'n gitaarspeler, so ons het 'n musikale familie. Het jy langs die orgel gesit? Het sy gaan is daar orgel in die huis gewees een van daai strand? Daar was 'n orgel, ja, Teeny Genie. 'n tienertjie. Ja, hulle Teeny Genie. So sy het nie kerkorgel geslaan. Nee. Maar nie so. So jy hoef nie die hele tyd langs die kerkorgel te gesit het nie, maar daar's baie ouens wat ken wat Nee. langs 'n kerkorgel daar moes deurbring. Die arme goed, hulle is gefolter. Maar jy het nou 'n huisorgel gehad. Ja, ons het 'n huisorgel gehad. Nou net, hoor hierso, dan moet ek 'n bietjie gesels voor ons nou by Sondag. Kom ons kom by Sondag uit in 'n geval. Liedjies soos Gita Blom en Sonkring. Jy die laaste jaar of wat het jy liedjies geskryf wat as ek jou fan was vroeër jare nie lekker verstaan het hoekom jy nou hierdie doen nie. Jy het liedjies geskryf wat gaan oor jou hart. Jy het liedjies geskryf oor jou persoonlike lewe. Dis 'n openbaarmaking vir mense wat jou van Spinnekop se dae af ken, wat dink is daai chaos man, daai studenteband. Ja, met die lang hare en toe was ek permanent laryngitis gehad. Soos ek nou vandag het. Soos jy vandag het. Ja. Soos 'n bietjie van 'n vrou by. En toe raak dit persoonlik, die vir al die laaste jaar of 2. Dis hoekom daai oorgang? Dis 'n introspektiewe tyd van my lewe, met dit dat my vrou 2 jaar terug, gediagnoseer is met kanker, dan dink 'n ou so 'n bietjie dieper oor die lewe en weet hoe vulnerable ons is as mense. En 'n bietjie selferkenning. Mens moet gaan dink en weet oor wat in jou hart aangaan en jy moet erken dat jy maar net 'n sondaar is. So ja, dit is hoe Sondaar tot stand gekom het. Onder andere, al die ander liedjies hou baie nou verband met Sondaar. Ja, van Sonkring af tot Sondaar. En daar's nog 'n paar wat uitkom. Nou ons het in Januarie het ons 'n 6-snit opgeneem. Gita Blom is daar 'n ou liedjie. Dis 'n ou liedjie, ja. Dis 'n ou liedjie, maar ons het hom heropgeneem net om so 'n bietjie want ja, dis 'n iets wat my na in die hart, my dogtertjie lê my obviously mos nou baie na in die hart. So hy moes deel wees van hierdie ding. En nou dat sy groot genoeg is om die liedjie te verstaan, het ek haar ook gekry om in die video te wees. Ja. En ook om die ukulele te sit en speel op die video, want dit is nou 'n nuwe ding vir haar.
So I'm bringing everything closer to home. Jy het gesê jy het aan die koortjie gewerk vir Sondaar omtrent 'n jaar voordat jy hom opgeneem het. Is dit werk hierdie proses gewoonlik so met jou of is dit maar anders met elke liedjie? Sure, dis anders met elke liedjie, definitief. In die geval van byvoorbeeld 4 seisoene kind, het ek dis een van daai liedjie, partykeer val die lirieke net so in jou skoot en jy ek was op daai stadium met 4 seisoene kind besig om te leer mondfluitjie speel en ek het gesit en blaas en toe kom ek op hierdie melodielyn af en toe val die lirieke net so in plek saam met hierdie melodie. En die liedjie is in 'n half kom ons noem dit 'n uur geskryf. Obviously 'n bietjie langer gevat om te ontwikkel, maar in die geval van 'n liedjie so Sondaar is dit soos ek sê, dis 'n introspektiewe tyd die laaste paar jaar waarin ek baie dieper gaan dink het oor die lewe en 50, die ouderdom 50 is mos so 'n landmerk in 'n mens se lewe waar jy dink wat gaan hierna gebeur? Wat gaan hierna gebeur? En jy het gedink, dan dink jy, okay, jy raak nou ouer en jy gaan 'n bietjie afskaal. Jy dink jy gaan 'n ou mens word. Ja, helaas. Alles begin toe nou vir my op 50 en ja. Dis baie mooi wat jy sê 4 seisoene. Ek kan nou die backfluitjie hoor. Ja. Kan maar hoor daar. Maar hoorie so, jy praat van wat gebeur daarna. Hierdie jaar is daar nog 'n projek, 'n klein groen blom. Ja, ons het met hom begin ons het al lankal daar was al lankal sprake van om dit te doen. En toe kom ek en Herman Kleinhans en Jan Blom bymekaar en ons doen 'n wonderlike show en dit was so lekker dat ons dit definitief weer gaan doen en ons gaan hom op die pad vat en ons gaan kyk hoe lank ons moet doen want ek is nie gebind tot soos in die geval van die 50ers waar ons almal in 1975 gebore is en hierdie is die jaar waarin die 50ers dan nou moet gebeur, ja. Met klein groen blomme is die moontlikhede is legio. Ons kan aangaan totdat ek die 60ers totdat jy kry 'n klein verdroogde blom. Dis reg. Ja. Dis wonderlik. Jan, ons is mal daaroor om saam met jou te kuier en die nuwe musiek en dankie dat jy jou hart en jou lirieke met ons deel. Dis altyd 'n voorreg om saam met jou te kuier. Ek geniet dit so om by julle te kuier. Hierdie geel bank, ek voel al tuis hierso. Veral soos deel van die furniture. Ons is baie bly om dit te hoor. Dit is Gian Groen, hier is hy nuwe liedjie Sondaar.